Samuel 1 vers 26, het die Here gesê, die seun Samuel het gegroei in guns, met ander woorde in statuur, by God en by die mens. Weet jy, en as God het vir Samuel beloof, dan beloof hy dit vir my en jou ook. Ons dink baie keer en dan sê ons, Here, maar hoe is dit dat sekere mense meer guns in die lewe het as ander mense? Het jy al gedink, partykeer dan dink jy, joh, Here, party ouens het 'n spesiale salwing, party ouens staan uit bo die ander, nou wat van die res? Baie keer dan dink ons, dan sê ons, Here, maar is God regverdig? Kan God so iets toelaat? Kan hy so iets doen? En ek gaan volgende vir 'n paar voorbeelde wys van 'n paar manne en vroue in die Bybel, wat uitgestaan het. En waar begin alles vir my en jou? Waar begin God se guns en sy genade en dit wat hy deur jou en vir jou en in jou doen? Waar begin alles? Weet jy, dit begin alles by my en jou self. Dit begin by die gees wat ek en jy binne in ons toelaat. Dit wat ons binne in ons toelaat, dit wat ons hoor, dit wat ons sien, dit wat ons ervaar, ons besluit. Here, gaan dit in my binneste inkom of gaan ek dit nie doen nie? En dan wil ek kom ons lees in Handelinge 10 vers 34. En Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie. God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Hy sê in Romeine 2 vers 11, daar is geen aannemer van die persoon by God nie. Weet jy, as dit by ons redding kom, is God 'n aannemer van ons almal. God sê, die Bybel sê, God wil nie dat geen siel verlore moet gaan nie, maar dat ons elkeen gered moet word. As dit by redding kom, is God se kam waarin hy onderskeer almal dieselfde. Want God wil hê ons almal moet gered word. Ons almal moet die ewige lewe beerwe. En dan lees ons in 2 Petrus 3 vers 9. Die Here vertraag nie die belofte, so sommige die gewoonte, die vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Weet jy, as dit by redding kom, soos ek gesê het, dan is dit dieselfde. Maar as by God se werk kom, gebruik hy elkeen van my en jou anders. Jy het nie dieselfde roeping as die ou langs jou nie. Jy het nie dieselfde gawe as die ou langs jou nie. Elkeen van ons besit iets anders wat God het vir ons gegee het en wat God wil hê ek en jy tot sy voordeel moet gebruik in die lewe. En kom ons kyk 'n bietjie 2 Kronieke 16 vers 9 sê, want die Here, sy oë deurloop die Here aarde, om diegene kragtig te seën, wie se hart onverdeeld op hom geroep is. Weet jy, die Here soek vir my en jou vandag, mense wat gekommit is, mense wat sê, Here, maak nie saak hoe lyk my omstandighede nie, wat saak maak is, al verander my omstandighede, gaan my hart nie verander nie. En weet julle, dis wat baie keer die onderskeid bring. Hier sê hy, God deurloop die aarde om wie te ondersteun? Die wat sy hart kragtig op hom gerig is, wat sy aandag op hom gerig is. En weet julle, die duiwel doen dit met ons almal. Hy kom en steel hy jou blydskap. Jy vat jou oë van God af. Ons sit ons oë op omstandighede en dan wonder ons, Here, maar hoekom is 'n ander ou spesiaal en ek nie? God deurloop die aarde. Hy kyk vanoggend, hoe lyk jou hart? Weet jy, hy kyk vanoggend, wat's binne in jou? Wat laat jy binne in jou toe? Waarmee vul jy jou hart? Waarmee vul jy jou hele lewe? En kom ons kyk bietjie na 'n paar voorbeelde in die lewe en ek dink die eerste een wat ek mee wil by stil staan is by by Henog. En ons besef, wat het Henog so spesiaal gemaak? Wat het Henog so spesiaal gemaak? Wat het al die geroepenis van God so spesiaal gemaak? Kyk wat het Henog spesiaal gemaak. Ons lees in Genesis 5 vers 21. Toe Henog 65 jaar oud was, het hy die vader van Methuselah geword. En Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar met God gewandel. Amen. Hy het met God gewandel. Na sy kind gebore is, toe wandel hy nog 300 jaar met God. So was dan al die dae van Henog 365 jaar. En dan lees ons hierdie belangrike ding in vers 24. Genesis 5 vers 24. En Henog het met God gewandel. En hy was daar nie mee nie, want God het hom weggeneem. Kom ons kyk gou 'n bietjie. Hoe het Henog se pa gelyk? Henog se pa se naam was Jared gewees. Jared, kom ons kyk gou hoe oud was Jared gewees.
Henog se pa Jared was 962 jaar. Henog se seun Methuselah 969 jaar. Methuselah se seun Lamech was 777 jaar. En hoekom besluit die Here, hierdie ouens lewe so lank? Die ouens voor hom, die ouens na hom, maar Henog lewe net 365 jaar, wat nog steeds baie lank is. En na 365 jaar te besluit die Here, ag, weet jy wat, jou pa het ek gebruik vir 962 jaar op hierdie aarde, jou seun het ek gebruik vir 777 jaar, maar vir jou gaan ek net 365 jaar gebruik. Hoekom sê hy? En God het Henog, was daar nie meer nie. Hoe wonderlik is dit, God sê, Henog, weet jy wat, jy het my so behaag op hierdie aarde, jy het my so gelukkig gehou op hierdie aarde, jy het so 'n verhouding met my gehad, dat ek gaan nie besluit, ek gaan nie so lank op hierdie aarde hou nie. Ek gaan jou verlos van hierdie aarde. Na 365 jaar, dan kom haal ek jou, dan vat ek jou na my toe, want ek dink Henog moes 'n wonderlike verhouding met die Here gehad het. Want die Bybel sê, hy het met God gewandel. Dink hoe wonderlik moet dit wees, dat jy so met God wandel, dat ek en jy God so behaag, terwyl ons op hierdie aarde is, dat die Here tussen en na jou, die ouens laat lank lewe behalwe vir jou. Want jy het met God gewandel. En dis wat Henog laat uitstaan het. As jy God se guns wil hê, as ek en jy God se guns wil hê, weet julle wat, dan moet ons leer om met God te wandel. Ons moet leer om 'n verhouding met hom te hê. Ons moet leer om persoonlike kontak tussen ons en God te hê. Weet jy, God is nog 'n jaloerse God? Hy het nog nooit verander nie. Hy soek ons in ons binnekamer. Hy soek ons in ons gebedslewe. Hy soek ons wanneer die pop op die fan stryk, soos hulle sê. Dan wil hy hê ek en jy moet gaan bid. Ons moet net na God toe gaan. En ek dink dis wat Henog gedoen het. Ek dink hy het so 'n wonderlike verhouding met God gehad. As hy opgestaan het met die Here, dan sê hy, Here, hier's ek. As hy opgestaan het, dan sê hy, Here, hier's ek. Waar hy gegaan het, dan sê hy, Here, hier's ek nog steeds. Here, onthou hier is ek. Dink net jy daai verhouding met die Here. Dit het Henog laat uitstaan. Sorry. En dan lees ons die tweede ding wat ek vanoggend by wil stil staan. Henog het 'n intieme verhouding met God gehad. Die tweede ding is, wees 'n vriend van God. Abraham was 'n vriend van God. Dink net, Abraham begin die Here net dien. Hy het nog nie daai persoonlike kennis, die Bybel en al die geskrifte en al die goed om te weet wie en wat God is nie. En hier kom God eendag by hom en God sê vir hom, Abraham, los jou pa. Hy bly nog by sy pa, hy is nog saam met sy pa, dit seker maar saam geboer of wat hulle ook al gedoen het, en hy sê vir Abraham, los jou ouers, los jou familie, los alles en jy gaan nou trek. En Abraham sê, okay Here, dis reg. En daar gaan hy, na 'n vreemde land toe, hy weet nie waartoe nie. Die Here sê net vir hom trek en hy is so gehoorsaam. Hy het so 'n verhouding met God, dat die Bybel sê, ek en jy is nasate van Abraham, hoekom? Omdat Abraham die vader van geloof was. Toe God met hom praat, toe luister hy. Weet julle, hier sit dalk mense vandag hier. God het jou al lank al geroep. Etienne, ek wil vir jou sê, daar's 'n groter roeping op jou lewe, hoor wat ek jou vandag sê. Ek sien 'n nuwe salwing. Ek sien 'n nuwe vuur van die Heilige Gees in jou. Al vra die Here in hierdie seisoen waarvoor hy jou gebruik. Ek glo dat ek voel die salwing van die Here. Ek voel regtig God sê vir my, Etienne, daar's iets besonder in jou. Moet dit nie miskyk nie. God het vir Abraham geroep. God het gesê gaan. En weet jy, hy gaan. Hoe lank gaan jy nog sit en wag en sê, Here, wanneer roep U my? Wanneer wil U my roep? En omdat Abraham gehoorsaam was, toe sê God vir hom, ek noem jou vriend. Hoe wonderlik is dat God sê, jy is 'n vriend van God. Hoor wat sê in Jakobus 2 vers 23. En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo. En dit is hom tot geregtigheid gereken. En hy is 'n vriend van God genoem. Hoekom? Hy het God geglo. Waarvoor glo jy God vandag? Glo jy God dat alles om jou mekaar val? Glo jy God dat jy nie goed genoeg is nie? Glo jy dat die Here ander mense seën maar uit van jou vergeet? Of kan jy volgens sê, Here, ek glo wat U vir my sê. As U woord sê dit is so, dan is dit so. Of kyk ons na die nuus en al die gebeure om ons en dan raak ons moedeloos en dan begin ons teen God praat in plaas van saam met God. Genesis 12 vers 1 sê, en die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. Na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak.
en jou seun en jou naam so groot maak, dat jy 'n seun sal wees. God wil hê ek en jy moet 'n seun wees. Ons moenie net seëninge ontvang nie. As jy die seëninge ontvang, of dit nou geestelike seëning is, of dit 'n roeping is, of 'n gawe is, of al is dit die gawe van handoplegging of wat ook al, jy moet 'n seun wees. God wil hê ek en jy moet 'n seun verander wees. Of as jy van die ouens wat daar sit met hebsug, Here, ek wil nie die hele tyd hê. Almal moet my bedien. Here, almal moet daar wees vir my. Vader, as ek in die moeilikheid is, moet ek kan bel. Maar wat doen jy? Sodat jy 'n seun kan wees. God wil hê ek en jy moet ander mense seën. Ek praat nie net van finansies nie. Dalk om iemand op te tel, dalk om net hier by die kerk 'n diens te verrig. Maak nie saak wat dit is nie. Is jy 'n seun of is jy 'n burden? Word 'n seun. As jy jou lewe wil verander, as jy 'n vriend van God wil wees, gaan wees 'n seun. Gaan kyk 'n bietjie. Gaan kyk 'n bietjie wat Abraham gedoen het. Toe Abraham en sy boetie Lot skei, wat doen hy? Toe sê hy vir Lot, okay, kies jy eerste. Kies jy waar jy wil gaan. Kies jy waar jy wil gaan. En dan lees ons Hebreërs 11 vers 8. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Dink as die Here vanoggend vir jou sê, koop al jou goed en gaan. Okay, Here, maar waartoe? Nee, ek weet nie. Sien jy hy rigting? Loop net so lank op daai pad. En soos jy op daai pad loop, en die Here kom en ek lees dit, ek het julle al gesê, ek lees dit in die Bybel, ek het dit nooit gelees voorheen nie. Ek lees dit in die Bybel, hy kom in Kanaan. En God sê vir hom, Abraham, hier is jou land, maar trek verder. En hy gaan maak so draai daar in die woestyn en daar by ander nasies, en toe kom hy eers in Kanaan aan. Maar hy was gehoorsaam. Hy was gehoorsaam. God sê vir hom, Abraham, sien jy die sterre van die hemel? Sien jy die sand van die see? Dis soos ek jou gaan maak. Ek gaan jou voorspoedig maak. En die Bybel sê, hy het God geglo, en wat het ons nou gelees in Jakobus? God het hom dit tot geregtigheid gereken. Wat glo jy vanoggend oor jouself? Wat glo jy oor jou gesin? Wat glo jy oor jou werk wat jy is? As jy nie glo in die werk waar jy nou is nie, vra die Here dan, Here, waar wil jy my gebruik? Terwyl jy by die plek is waar jy nou is jy diensbaar? Sê jy, Here, daar waar jy my nou geplaas het, daar blom ek? Tristan het altyd so 'n mooi ding gehad. Altyd gesê, waar jy geplant is, daar moet jy blom. Waar jy nou geplant is, blom jy of verwelk jy? En help jy die mense om jou om saam met jou te verwelk? Of kan jy sê, nee Here, ek is besig om te blom. Ek is besig om uit te staan. Ek glo in my hele hart. Die Here het vir ons gesê, hierdie gemeente is soos 'n stad op 'n berg wat nie versteek kan word nie. Miskien het ek al iewers langs die pad so 'n bietjie daai droom verloor. Maar terwyl ek voorberei gisterand toe, ervaar ek die Here sê vir my, Malcolm, is jy nog die lig? Skyn jou lig nog? Of doen jy dit nie meer nie? Here, daai lig het so 'n bietjie dof geraak. Help my vanoggend dat daai lig net weer 'n bietjie kan helder word, dat ek net weer 'n bietjie kan fokus waar God my wil gebruik, wat hy met deur jou wil doen. Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om die Here te behaag. Hy wat tot God gaan, moet hy glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. God vra jou geloof. Hy vra nie het jy geld nie, hy vra nie het jy bronne nie, hy vra nie as jy gekwalifiseer nie, hy vra net vir Abraham, het jy geloof Abraham? Sal jy gaan? En Abraham sê, gaan ek. En dan die derde ou wat ek wil stil staan, is Moses. Hoe lyk jou gees? Kan jy ook sê, Here, ek het 'n nederige en 'n sagmoedige gees? Of moet jy van die ouens wat sê, it's all about me. As ek in die vertrekking kom, moet almal bewe. Maar weet julle wat, ek is weer vanoggend in 'n by. Ek is weer vanoggend vol van myself. Of kan jy sê, Here, ek is soos Moses? Die Here weet, wie van julle is daar wat nie partykeer voel, Here, nou het ek 'n fout gemaak. Nou het ek mense nie reg hanteer nie. Here, nou het ek gedoen wat U mishaag het en nie behaag het nie. Of is dit net ek wat partykeer so voel? Die Here weet, partykeer moet ek my kop in skaamte sak en sê, Here, die eie ek moet ek net bietjie meer kruisig. En kom ons kyk bietjie na Moses. Ons lees in Numeri 12 vers 3. Maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem. Hoe lyk jou gees? Is jy sagmoedig? Kan jy genade gee?
Of kan jy sê, Here, wit is wit en swart is swart. Wit moet wit wees en swart moet swart wees, maar jy kan genade gee. God gee vir my en jou elke dag genade. Jy kan nie wit gaan swart maak en swart gaan wit maak. Jy moet dit so hou, maar kan jy dit met genade doen en sê, Here, laat ek soos Moses 'n sagmoedige mens wees, 'n mens wat nog 'n kans gee. En dan lees ons in Jesaja 66 vers 2 en hy sê vir my so mooi in die Engels, in die NIV, die New International Version. Hy sê, has not my hand made all these things, and so they came into being, declares the Lord. These are the ones I look on with favor, those who are humble and contrite in spirit and who tremble at my word. Is dit nie mooi nie? Dat God sê, die mens wat guns by my wil hê, hy moet nederig wees, hy moet vol van die Gees wees, en hy moet my woord najaag. Dis hoe Moses was. Moses het God se woord nagejaag. Moses het 'n verhouding met die Here gehad. Onthou julle toe, wag, kom ek sal dit nou lees, dat ek dit nou nie vooruit gaan nie. Eksodus 33 vers 17. Toe sê die Here aan Moses, ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daarom sal ek voldoen, want jy het genade, met ander woorde, jy het guns in my oë, en ek ken jou by jou naam. Hoe wonderlik is dit? As jy begin bid, dan sê God, daar's my kind, ek ken hom. Daar's my kind, hy spandeer tyd met my. Hy sê dit vir Moses. Weet julle wat doen Moses? Miriam en Aaron lag vir Moses. As jy die vorige gedeeltes gaan kyk, hulle lag vir Moses, want Moses het 'n Kersitiese vrou gehad. Hy het 'n vrou gehad waar ons nou nie van hou nie. Hulle is aan 'n kleur. En hulle lag vir Moses. En die Bybel sê, en die Here se toorn het teen Miriam en Aaron ontvlam. En die Here roep hulle al drie daar in die tent van samekoms. Hy sê vir Moses, bring hulle bietjie hierso. En toe die Here vir Moses sê, wat het hulle gedoen? Toe sê die Bybel, Moses was so sagmoedig. Hy het niks, hy het hulle gelos. Pas op wat jy van ander kinders van die Here sê. Kom ek en jy wees sagmoedig. Ons sê, Here, help ons. En die Here sê vir Miriam en vir Aaron, vir Miriam, wie wat? Omdat jy gelag het vir Moses se vrou, tref ek jou met melaatsheid. En sy skielik melaats. En Aaron kom en hy sê, Here, help ons. En Moses sê, bid, en hy sê, Here, asseblief, wees hulle genadig. En die Here sê, okay. Miriam gaan net so vir so week, moet sy buite die laar lewe, en daarna sal sy reg. Kom ek en jy sê, Here, hê 'n sagmoedige gees. Kom ek en jy sê, Here, help ons, bewaar ons gees, laat ons liefde wys, laat ons omgee, laat ons vir mekaar daar is. En dan wil ek die derde ene, nee, die vierde een, sorry, die vierde, aanvaar jou roeping. Aanvaar jou roeping wat God vir jou gegee het en gee oor. Wat gebeur met Maria? Die Here kom by Maria, Jesus se ma, en sy sê vir Jesus se ma, hy sê vir Jesus se ma, die engel Gabriel kom by haar en hy sê vir haar, luister hierso Maria, jy gaan 'n kind baar, jy moet hom Jesus noem, hy gaan die seun van God genoem word. Dink net die Here kom nou en hy sê dit vir jou. Jy sal dink, Here, ek. Jy moet hom Jesus noem. Hy is die uitverkorene. En ek hoor wat sê die Here vir haar. Hy sê in Lukas 1 vers 30. En die engel Gabriel sê vir haar, moenie vrees nie Maria, want jy het genade. Jy het guns by God gevind. Jy het guns by God gevind. Ek glo die Here sê vir jou vanoggend, wat sukkel om swanger te word, jy het guns by God gevind. Ek glo die Here gaan jou aanraak vanoggend. Daai vrou wat sukkel met swangerskap, ek glo vanoggend die Here sê, jy het guns by hom gevind. Jy het guns by hom gevind. En hy sê, en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, vers 32. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal hom die troon van sy vader Dawid gee. Dink net, Dawid het almal uit Dawid amper sê aanbid. En hier kom die Here en hy sê vir Maria, Maria, daai seentjie van jou gaan die troon van Dawid besit. Hy gaan baie groter as Dawid wees. Hy gaan sy volk verlos. Hy gaan al hierdie eienskappe hê. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal geen einde wees nie. En Maria sê,
hier is u diensmaagd, Here. Laat dit met my gaan, volgens u woord, en die engel het van haar af weggegaan. Wie staan wat vanoggend wil sê, Here, laat dit my lewe van nou af gaan, volgens u woord. Nie meer my eie lewe nie, Here, nie wat ek wil hê nie, nie wat vir my belangrik is nie, maar Here, wat is vir u belangrik? Wat het u in my lewe vir my beplan? Wat is die koers wat u bepaal vir my lewe? Is ek op koers? Of Here, nee, weet wat? Laat ek nog net so 'n bietjie daar in die wêreld 'n paar draaie gaan klaarmaak. Here, die weet, dit hou my besig en dit hou my besig en al hierdie goed. God vir Maria een keer roep, dan antwoord sy. En sy is gehoorsaam. En alle reken die Here het Maria kom haal, omdat sy so gehoorsaam was. Maar dit is nie bewys nie. En dan lees ons in, nou het ek my plek verloor. En dan die 5de een, wat ons nog moet doen. Hoe lief is jy vir die Here? Is jy lief vir die Here? Waarmee is jy besig? Julle weet, ons is pastore. Ons raak so besig met die lidmate, dat ons nie by God uitkom nie. Ons ken die storie in Johannes van Martha, van Maria. En Martha is baie besig. Jesus is by haar in die huis. Sy is so besig om alles klaar te kry. En Maria gaan sit by die voete van Jesus. En Martha begin kla. Sê, Here, praat 'n bietjie met Maria. Ek moet alles doen, terwyl sy sit. Partykeer is ons so besig. Ons mis die Here as hy aan ons verskyn. Ons mis God se stem. Ons mis sy teenwoordigheid. Ons mis om by sy voete uit te kom. Terwyl hy sê, kom by my uit. En kyk wat sê Jesus vir Maria, of vir Martha. In Lukas 10 vers 39, het gesê Johannes, is Lukas 10 vers 39. En sy, Martha, het 'n suster gehad, met die naam van Maria. Die het aan die voete van Jesus gesit, en na sy woord geluister. Weet julle, partykeer kan jy by die voete, jy kan elke Sondag, by die voete van Jesus sit, en na sy woord luister, en dit verander jou nie. Of jy kan by sy voete sit, en by hom uitkom, en dit verander jou. Maria gaan ons nou sien, sy het verander. Sy het nie by sy voete gesit nie, sy het geluister. Luister ons as God praat, gee ons ag as hy praat. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, gee nie om, dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê dan vir haar, dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Wat hou jou so besig? Maak jou verontrus in jou hart. Wat is jou kwellinge in jou hart? Plaas iemand net, sê, Here, laat ek eerder net by u voete uitkom. Laat ek maar net by u voete gaan sit. Want as ek by u voete sit, dan het ek vrede soos Maria. Maar nee, die duiwel hou ons besig. Die Here weet, hy hou my baie besig. Te besig. Dis tyd dat ek by die voete van Jesus meer uitkom en sê, Here, jy praat met my. Praat die Here met jou dalk vanoggend, waar jy sê, Here, ek is een van daai. Ek bekommer my elke dag. Weet jy, kom bekommer jy jou? Presies wat die Here vir Martha gesê het, kom by die voete van Jesus uit. As jy by die voete van Jesus uitkom, gaan jy jou minder bekommer. Want die duiwel hou jou hierbo besig. Dat jy so bekommerd is oor môre en oormôre, wat jy in elk geval nie kan verander nie. Kom by die voete van Jesus uit. Hy roep jou vanoggend, hy sê, kom by my voete uit. En dan lees ons, maar een ding is nodig. En Maria het die goeie uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. En dan lees ons in Johannes 12 vers 3, hierdie einste Maria, hulle is weer by 'n maaltyd, en Lazarus wat dood was, is by die maaltyd, maar Martha en Maria se boetie is by hierdie maaltyd. Lazarus sit aan die tafel. Hy is besig om na die Here te luister. Kyk wat doen Martha alweer. Johannes 12 vers 3. Martha het bedien. Lazarus was saam met hom aan die tafel. En Maria het 'n pond egte, baie kosbare nardesalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroof met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf. Wil jy eerder saam met Jesus wees?
Of wil jy eerder saam met hom wees en besig wees? Martha is weer saam met Jesus. Maar wat doen sy? Sy sê, hierdie is my bruidegom. Hierdie is die bruidegom, sonder dat sy weet, salf sy sy voete, sy droog het af met haar hare, en daar sit ou Judas, wat die Here verraai het, en Judas sê, die eerste ou wat sê, wat geld lief gehad het, die eerste ou wat sê, kon ons nie maar daai geld gevat het, en het vir die armes gegee het nie, hoekom mors ons dit? Maar Maria het 'n verhouding met die Here gehad. Omdat sy gereeld by sy voete gesit het, het sy geweet, wat is vir God belangrik? Wat het hy nodig op daai oomblik? Weet jy wat God van jou nodig het? Kan jy sê, Here, dit gaan nie meer oor my nie, dit gaan oor God? Ek wil by sy voete uitkom, sodat ek kan hoor wat hy vir my kom sê. En Jesus sê, ek was aan hierdie tafel, jy het niks vir my gedoen nie. Maar sy het die beste uitgekies. Wat kies ek en jy vanoggend uit? Wat kies ek en jy uit? En dan die laaste een wat ek oor wil praat vanoggend. Ek en jy moet strewe na heiligmaking, om soos Jesus te word. Gaan ons soos Jesus wees? Nooit. Maar ons moet strewe om soos hy te wees. Ons moet strewe na heiligmaking. Lees ons in 1 Johannes 5 vers 1. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het ook die een lief wat uit hom gebore is. Het jy Jesus lief? Is Jesus nommer 1 in ons lewens vanoggend? Kan ons sê, Here, my dag, elke dag is heilig aan die Here? Kan jy sê, Here, dit gaan oor U? Hy wat God lief het die seun lief. Hy wat die seun lief het God lief. Ek kan nie verstaan, ons kry soveel gelowe vandag. Mense wat Jesus verwerp, wat sê hy is nie daar nie, hier sê God, ons moet hom lief hê. Kan ek en jy sê, Here, sy liefde maak dat ek vanoggend in hierdie kerk sit. Sy liefde maak dat ek wil kerk toe kom. Sy liefde maak dat ek in die oggend opstaan. Sy liefde maak dat by my werk, daar waar ek nou is, al is ek ongelukkig, Here, dit gaan nie oor my nie. Doen alles van harte, asof ek dit vir U doen. Hoekom? Omdat ek lief is vir U. Omdat siele vir my belangrik is. Omdat siele vir my belangrik is. En dan lees ons in vers 11, 1 Johannes 5 vers 11. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het. En die lewe is in sy seun. As jy volgens sê, Here, maar het voel of ek nie geseën word nie. Dit voel, Here, of haar vloek op my heers. Dit voel, Here, of ek net nie kan voorkom nie. Dit voel of alles met my gebeur. Vra die Here vandag, is die seun in jou? Is hy jou eerste liefde? Of is daar ander goed wat jy meer as hom lief het? Verander jou eerste liefde. Jy volgend klaar en sê, Here, dit gaan nie met my goed nie, verander jou eerste liefde. As jou eerste liefde Christus word, weet jy wat gebeur? Jou fokus verander. Jou fokus word nie meer die wêreldse goed van dit wat ek nie het nie. Jou fokus word dit wat jy het. Dit waaroor jy dankbaar is, dan sluit ek af met vers 12. Hy wat die seun het die lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Hy praat van lewe, van guns, van oorvloed, van voorspoed, van seën. As jy Christus het jy eerstens die ewige lewe. En jy, Johannes 10 vers 10 sê, Jesus het gekom, of die diefslag, steel en verwoes, Jesus het gekom dat ek en jy lewe en oorvloed daarvan kan hê. As jy wil oorvloed gesondheid hê, oorvloed lewe, oorvloed geluk, oorvloed vreugde het, vra die Here, Here, help my. Rihanna, julle kom vorentoe. Wie wil net saam met my staan en sê, Here, help my. Dat Jesus my lewe sal word, dat Jesus my lewe sal rig, dat ek sal doen dit wat die Here van my vra. Miskien sit jy vanoggend hier en jy sê, Here, ek weet nie tot hier toe, wat is U plan in my lewe nie. Ek weet nie waartoe ek gaan nie. Here, ek verstaan nie die sin van die lewe nie. Sê net vanoggend vir die Here, Here, soos Abraham, Jesus, ek stuur my. Hy sal jou wys. Hy sal jou wys. Kom in sy teenwoordigheid, spandeer tyd met hom. Sê, Here, help my. Daar waar jy nou geplant is, blom. Dra vrug. As jy vrug dra, dan kring die Here dit uit. Kom ons staan. Vader, baie, baie dankie, Here,
laat ons net vanoggend kan weet, Here, ons moet 'n intieme verhouding soos Henog hê, Here. Ons moet Vader soos Moses wees, 'n sagte gees. Ons moet soos Abraham wees, Here, wat Vader toe U hom geroep het, toe luister hy, wat ag gegee het op die stem van die Here. Dankie, Here, alles wat ons nodig het vanoggend is opgesluit in Jesus Christus. Dankie dat U hand nie te kort is om ons te help nie. Vader, daar's nog soveel ander getuienis in die Bybel van manne en vroue wat U uitgekies het, wat U geroep het, Here. Maar vanoggend in hierdie kerk sit manne en vroue, Vader, wat vir U vra, Here, wat is die sin van die lewe? Wat vir U vra, Here, help my, verander my omstandighede. Vader, ek het nodig vir 'n ingryping. Jesus, gryp in vanoggend. Word U ons lewe. As ons voetstappe rig om U gelukkig te hou, dan verander U alles. Dankie dat U ons seën. Word verheerlik. Ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen.